is calm after the storm. There is peace when tears are over. El Shaddai will see me through. God will take me to the river. He will lift my weary soul. Put a robe upon my shoulder. Dry my eyes and lead me home. There is joy found at this fountain. Let us drink, it overflows. We shall rest in you, our Savior. Put our hope in you alone. God will take me to the river. He will lift my weary soul. Put a robe upon my shoulder. Dry my eyes and lead me home. Jesus Christ, we worship you. Everlasting, ever true, Son of God, our praises ring, our sacrifice to you we bring. God will take me to the river. He will lift my weary soul. Put a robe upon my shoulder. Dry my eyes and lead me home. Yes, He dry my eyes and lead me home. Goeiemôre en baie welkom. Is ons al op Facebook. En baie welkom in die ouens aan Facebook. Ons het weer vanoggend die krag, lyk my Gobabes maak dit nou 'n gewoonte om Sondag die krag af te sit. Party het en party het nie. Daarom gaan daar nie tee wees na die tyd nie, ongelukkig.
Julle moet maar water drink by julle huis. Die wat krag het moet dan maar die ander ouens nooi vir tee. Ons het nou al vir 2 Sondae het ons papiertjies uitgedeel waarin ons net weer 'n opname wil maak. Wie is, en luister baie mooi, wie is almal betrokke by die NG Kerk hier op Gobabis? Dit beteken nie noodwendig net die ouens wat lidmate is, amptelike attestate nie. As jy in die Presbyteriaanse kerk is of die Methodist of wat ook al, en jy kom vir 'n tyd lank hier, jy wil nie jou attestate bring nie, maar jy wil net hier kuier saam met ons, en as jy weer terug gaan waar jy vandaan kom, Swakop toe, Windhoek toe, wat ook al, dan gaan jy weer terug in die ou kerk. Ons steel papiertjies uit, en jy skryf dan net daar vir ons, sodat ons net meer kan betrokke raak en by jou kan wil hê, jy moet betrokke raak en dat ons by jou kan betrokke raak. Marianne sê ek moet vir julle baie dankie sê. Ons het net die wonderlikste samewerking gekry. So baie dankie vir almal wat terugvoering gegee het. Maak dit vir jouself makliker as jy 'n selfoon het wat werk, wat kan foto's neem, vul die vormpie in, neem 'n foto en stuur die WhatsApp. Dan hoef jy nie te onthou om die papiertjie te bring nie. As jy die vorige 2 Sondae nie 'n papiertjie ontvang het nie, wanneer ons die dankoffer opneem, steek net jou hand op, hulle gaan nog papiertjies hê wat ons gaan uitdeel. Baie dankie vir almal se samewerking. As jy wil graag hê dat jou attestaat moet aangevra word, skryf net so op die papiertjie. As jy wil hê, ons kuier net hier, jy wil nie jou attestaat laat kom nie, ons wil net betrokke wees, ook baie goed, skryf so daarneer. Ek gaan nie alles lees wat daar al reeds op die afkondigings is nie, en nou het ek nie waar is die dingetjie, is hy hier? Ek sien hom nie, okay. Tafel is teen mekaar. Kom ons kyk, man kry net 'n vrou en daarna niks verder. Goed. Woensdag, ons is hierso. Daar het al 2-3 mense vir my gevra, kan ons saam ry Witvlei toe? Ons gaan nie vandag Witvlei toe nie, ons gaan daai Sondag Witvlei toe. So almal wat wil saam ry, daar volgende Sondag, as die Here wil. Vandag gaan ek nagmaal hou by Huis Dion Lou. So ons is by Huis Dion Lou, na die diens hou ons nagmaal daar. Daar het ons Heroes Day, Heldedag, het ons daar, en dan het ons die Napso Kultuurfees. Ons is die gasheer, Gobabis is die gasheer. Wees vriendelik met die mense en baie dankie. Oral hoor ek, mense kom bly, familie of vriende of onbekende mense kom by jou bly. Ons het die geleentheid om vriendskapsevangelisasie te doen, deur jou lig te laat skyn en net vriendelik te wees met die mense wat vir ons kom, na ons dorp toe kom. So baie seën daarmee met die Napso Kultuurfees, en dan volgende Sondag is ons by Witvlei. Dan gaan ons vir die week Elim het gekanselleer, so ons het die ouerhuis het gesê, Huis Dion Lou, ons gaan nêrens nie, by die kinders kom ons nie vat nie. So Woensdaag gaan ons dan nou maar aan met ons Bybelstudie. Dit is nou vakansietyd, daar's geen kategese en die manne bid nog altyd want hulle hou ook nie vakansie. So dit is soos die week vir ons voorlê vir die week. Goed, ons tema is dan, soos ek beloof het, nabetragting. Ons gaan net maar meer verduidelik van, dit is 'n bekende woord wat hulle gebruik, dit is na ons nagmaal gehou het, is die nabetragting, ons kyk terug daarna. So dit is wat ons tema is in hierdie oggend. Baie dankie. Serena, wat sing ons? Goeiemôre julle. Voordat ek nou wil praat oor die liedere, wil ek tog nie praat oor Huis Dion Lou. Dominee wat nou sê, die kinders kom haal nie vir ons nie. Is hulle wat so sê nie, ek nie. Ja, Die ou mense ja, sê. ek weet hulle sê so. En dit sal goed wees as die mense uit die dorp uit so bietjie die dorp Huis Dion Lou toe vat. Net bietjie gaan sit en gesels, en jy gaan nie met meer as een gesels kry nie, hoor, want hulle is uitgehonger vir mense van buite af.
gaan praat net met iemand. Sit net bietjie in die sitkamer of sommer die eerste ou wat jy daar kry, voer 'n gesprek. Ek weet dis nie vir almal ewe maklik nie. Ons is nie almal ekstroverte nie, maar asseblief, want oor 'n paar jaar sit jy dalk daar en verlang na buite. Verlang na nuus van hoe lyk dit in die dorp? Wat gaan daar aan? Wat se nuwe goed is daar? Asseblief gaan maak maar by hulle 'n draaitjie. Dis ook deel van ons vriendskaps-evangelisasie, nee. Mag ek gou inmeng? Ons sit by Windhoek Moedergemeente, het ons 'n projek gehad en ek wil dit hier begin. As jy nie 'n ouma en 'n oupa het nie, dan neem jy een aan. Dan neem jy vir jou 'n ouma of 'n oupa in huis die onlou aan en dit is jou verantwoordelikheid om eenmal in 'n week sommer net te bel of te kuier en as daai persoon te verjaar. En ons het soveel wonderlike dinge gehad dat wanneer daar 'n krisis kom, bel hulle nie hulle kinders nie, hulle bel hulle aanneem ouers. So ons gaan 'n bietjie gesels met die barmhartigheid deel dat ons so 'n projek kan begin. Baie dankie. Goed, ons gaan vanoggend sing met die oog op die nagmaal wat verby is. Gaan ons begin met lied 529, dank die Heer. Ek wil om verskoning vra as ons op die met die kragopwekker werk, is een van ons luidsprekers dood. Dis maar net 'n veiligheidsmeganisme omdat die krag nie sterk genoeg is nie. So ons het net op hierdie een wat ons nou vanoggend klank het. So dit gaan maar bietjie sukkel, maar ons het verlede Sondag goed reggekom daarmee. Dank die Heer. Ons dank die Heer. Almal ken hierdie lied want ons gemeente sing hom baie graag. So sing uit jou hart uit, jy mag maar raas vanmôre. En dan het ek gisteraand 'n lied opgesit op die kerkgroep, ek weet nie wie het hom gesien nie, Trust and Obey, for there's no other way. Nou, hoe gaan ons vorentoe? Hoe lyk die pad nou vorentoe? Wat moet ons doen? Trust and obey, for there's no other way. Gaan ons ook 2 verse sing, en dan sommer net om te sê dat ons die Here so nodig het elke dag, nader, steeds nader, na aan die sy. En ons slotlied sal Dominee Dirk aankondig in tyd. Baie dankie. Kom ons begin met ons fotum. Ons begin altyd tradisioneel met 'n fotum en ons kies 'n psalm. En ons het 'n kroon hier baie mooi vir ons voorberei. Psalm 86 vers 11 met ons oog op die nabetragting. Daar's ons teks. Leer my u pad, Here. Ek wil wandel in u waarheid. Leer my u met toewyding dien. So waaroor dit vanoggend gaan is, hoe loop die pad na nagmaal verder? En die teks sê dit vir ons uit, in waarheid en in toewyding. En op hierdie punt groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dank die Heer, ons dank die Heer, want ons sy liefde, sy trouwe liefde is geen
feet. Oh, we walk by his side in the way. What he says we will do, where he says we will go. Never fear, only trust and obey. Kom julle? Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Hy is nog so bietjie vreemd, maar dis 'n baie mooi lied en die woorde is so mooi. So kom ons gaan hom weer nie weer so lank wag vir ons om sing nie. It's not on his side, no by on evil like elke dag bly. Al my gedagtes gerig op die Gees, maak my getrou om die dienaar te wees. Maak my getrou om die dienaar te wees. Nader, steeds nader, dus het ek meer. Net maar my lewe om U meer te eer. Maak my dan stil, dat ek volg op U woord. Laat my verdiep, laat ek groei in geloof. Maak my verdiep, laat ek groei in geloof. Nader, steeds nader, ek wil vertrou. Uit die genade my lewe kan bou. Gee my die wil en 'n leerbare gees. Lei my dan self, dat ek niks hoef te vrees. Lei my dan self, dat ek niks hoef te vrees. Dit is nou die tyd om in gebed oor te gaan. Nou, ons is gewoond, soos ek praat van Tuongeleni, waar ons voorbidding doen vir sekere sake, maar voordat ons dit doen, wil ek weer vra dat Marina, kom gou vir my vorentoe toe. Is Telana hier? Telana? Ek sien haar nie hier nie. Wie's maatjies met Telana? Kom staan in Telana se plek. Ken julle vir Telana Jacobs? Dankie. Okay, Hester, ken jy vir Gilly? Gilly Bessingwyk. Sy gaan sommer vir Gilly Bessingwyk staan.
En enigiemand wat siek is, wat op die oomblik deur slegte tyd gaan en jy is bereid om hiernatoe te kom. Kom staan ook hier asseblief. Right, jy gaan nie bid nie, jy gaan net hier staan in iemand se plek. Kom staan nie by my en as ek alleen. Goed. Okay. Delana moet gaan vir omleiding. Dit was maar vir haar redelike skok. Sy was nou die dag daar vir 'n angiogram en hulle praat van 3-4 omleidings. Kom ons bid vir haar. Here ons God, baie dankie dat ons 'n kerk is en 'n gemeente is waar ons vir mekaar kan intree. Ook wat iemand siek is of op 'n plek is wat hy of sy nie self regop kan staan nie. Ons kom bring vir Delana voor u voete, Here. Sy doen so groot werk hier in die dorp en ons kom bid, Here, dat u vir haar wonderlik sal seën. Daar's nog nie 'n datum vir haar operasie nie, want hulle moet haar iewers indruk. Ons kom bid, Here, dat u haar styf sal vashou en dat sy iets van u teenwoordigheid in hierdie proses wat vir haar skok is, sal ervaar. Here, Marina gaan deur so 'n lang tyd van onsekerheid en ons kom bid, Here, dat u vir haar styf sal vashou. Dankie dat ons ook vir haar kan kom intree en haar voor u voete kom plaas en kom bid, Here, dat u met haar sal wees en dat u haar geneesheer is. En terwyl sy hierdie pad loop, dat sy 'n besonderse ervaring sal hê om in u teenwoordigheid die pad te kan loop, saam met u te kan loop, in Jesus naam. Here, ons kom bid ook vir Gilly Bassingwyk, wat ook moet wag vir sy operasie, wat 'n groot ingrypende operasie gaan wees. En hy moet nou eers gesond word, sodat hy die operasie kan deurmaak. En dit is maar absoluut vir hom sleg en 'n frustrasie. En dankie dat ons ook hier kan kom staan en bid, dat u hom sal aanraak, dat hy sal ervaar, dat u by hom is. So kom bid ons vir almal, Here, wat in hierdie tyd deur 'n moeilike tyd gaan. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Dat hierdie moeilike tyd juis 'n groeityd sal wees van nie net waarom hierdie goed met my gebeur nie, maar ook waarheen wil u vir hulle vat. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ons het 2 gebede wat ons gaan in stil gebed voor die Here bring. En die eerste een is, ons het verlede Sondag het ons die heerlike voorreg gehad om die heilige sakrament van die nagmaal te vier. En daar het ons gehoor dat die Here Jesus dan by die geleentheid gesê het, ek het so daarna uitgesien om saam met jou hierdie ete te hê. So, ons eerste gebed gaan wees om dankie te sê. Dankie vir die voorreg dat ons gaan nie alles herhaal wat ons geleer het nie. Ons het nou die hele week ook in ons kort boodskapies dit so 'n bietjie lekker ingekap en omgeklink. Wat dit beteken as die Here kom sê vir 'n klomp mense wat ook maar is wat hulle is. Ek het daarna uitgesien om saam met julle te eet en te drink en saam te wees. Kom ons sê vir die Here baie dankie wat jy beleef het in die nagmaal en wat jy op hierdie oomblik beleef. Here ons God, ek wil van my kant af baie dankie sê
vir die woord wat u vir ons gee in die belewenis. Ek is maar net die lepel. Ek het niks met die kopsmakery en die kossamenstelling te doen nie. Ek het niks gedoen rondom hierdie wonderlike dis wat u vir ons gee van u liggaam en u bloed nie. Al wat ek kon doen is om die lepel op te skep en dit in te skep in die bord van elkeen wat wil kom aansit. Dit was 'n heerlike voorreg. Ons volgende gebed is dan ook om vir die Here te vra. Ons wat dan aan die nagmaaltafel gesit in die nabetragting, hoe loop die pad verder? Wat wil die Here hê moet ek daarmee doen? Ek hier in Gobabis. Wat moet ek daarmee doen? Word stil en probeer luister na wat die Here vir jou sê. Onse Vader, en ek wil ook my stem hier byvoeg en vra dat u deur u woord vir ons sal wys die pad van waarheid en toewyding. Amen. Baie dankie, dit is vakansie, so ons is pynlik bewus dat die kinders nou almal plase toe is en party's by die visfees, maar ek sien hier's 'n paar kinders, so kom, laat julle vir my help om te preek. As daar van die kinders is wat skaam is, kan die ma saamkom, of die pa. Partykeer hou hulle nie van hulle ma nie, dan kom die pa. En as hulle van beide hou nie, dan kom die ouma. Ok, kom gou. Sy. Dis sy. Kom sussie. Right. Dis sy. Goed. Ja, kom. Kom. Mama kom saam. Julle gaan lekker so kry. Kom. Ek gaan niks aan julle doen nie. Ok, right. Ek hoop julle kan my sien want ons is hier agter die skerm. Nou kom ek verduidelik gou vir julle. Kom ek loop om, staan net doodstil. Kom ek staan hier. Verlede Sondag het ons met die nagmaal het ons krone gegee. Onthou julle, waar is julle krone? Weg. Ok. Dis moeilikheid. En ons het gesê ons het krone, want hoekom het ons krone? Want ons is koningskinders. En as ons koningskinders is, die kind van 'n koning is 'n prins, né? En ons dra kroon. Kyk hy mooi kroon wat hy's, maar hy's baie swaar. Julle sal julle nekke breek as ek kom op julle sit. Ok, right. Goed. Nou is die vraag, as ons kroon op ons kop het, wat maak ons dan? Nou kom ek verduidelik. As jy wil 'n dominee word, dan moet jy hierdie vreeslike dikboek moet jy deurlees, né? Jy moet dit leer. En as jy hom nou klaar geleer het, as jy moes nou baie slim. En as jy baie slim is, né, dan klap hulle vir jou hande en dan vat hulle so 'n grand toga en dan hang hulle dit vir jou om. Kyk hoe mooi is dit, sien jy? Right. En dan sê hulle, jy's nou baie grand en baie slim, want jy het nou teologie agter jou naam en jy's nou 'n dominee. Kyk hoe mooi rokkie het ek aan. Net soos jy. Ok, right. Wil jy hom hê? Ok. Goed. En dan, wat kom die Bybel en die Bybel kom sê in Lukas? Wat Jesus gemaak het is, hy het sy boekleed uitgetrek. Hy het die toga uitgetrek, wie jy hom het?
En hy wil hom ook hê nie, so hy sê baie werk nie. OK, goed. Hy sê trek uit jou boekleed. OK, goed. Ek sal nie verder gaan nie. OK. Right. Sy weet, julle kan my nie trust nie. En dan as jou broekie afval hier dan. OK. En dan sê hy, hoe werk hy? So. Wys jy hoe lanklaas het ek dit gedoen? Ek weet nie hoe voorskoot werk nie, want ek kan nie in die kombuis kom nie. Dan trek jy jou boekleed aan, uit. En dan trek jy 'n voorskoot aan. En dan moet jy as koningskind, moet jy mense bedien. OK. En hoe bedien jy dit? Jesus het 'n voorbeeld gebruik. Hy het so gemaak. Hy het 'n lappie gevat en hy het die mense se voete gewas. Daar's 'n Skus, nou staan ek met my rug na julle toe. Wie is skaalvoete? Kom jy. Jy is skaalvoete, kom sit hier. Daar sy. Sit. Hy toets eers die. Is 'n bietjie warm. Nee, wat hy is so warm. Daar sy. En dan was ons mekaar se voete. OK. Dit hoef dan weer. So, dis wat ons moet doen. Ons moet ons toga en ons moet ons boekleed uittrek. En as kinders van die Here het ons 'n kroon op die kop. En die Here is vir ons baie spesiaal en ons is baie spesiaal, maar dan moet ons mekaar se voete was en mekaar bedien, né? Baie dankie. Julle kan daar gaan lekkers vat en dan maak julle weer julle Bybel oop. Ons is nog nie klaar met Lukas 22 nie. Lukas 22. You can go that side. O, julle was nog voete, hy wil ook voete was, is reg. As die mans groot word, hou hulle nie daarvan dat jy aan hulle voete was nie, vra my. Ons gaan nie vir pedikure en manikure en vir al daai kere nie. Goed. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas. Ons is nog steeds, ons is nie uitgekuier met Lukas 22 en ons lees vanaf vers 24 tot 30. 24 tot 30. Lukas 22 vers 24 tot 30. Daar het 'n onenigheid. Dis nou baie interessant, né? Ons het verlede Sondag vir mekaar gesê dat baie mense kom en sê ek gaan nie kerk toe nie, dominee, want daai klomp skyn heilige mense wat daar voor in die kerk is. En daai ouens slaap rond en daai ouens maak dit en daai ouens betaal hulle rekening en daai ou het my ingeloop en daai ou maak so en daai ou maak so. Daarom gaan ek nie kerk toe nie. En toe het ons vir mekaar gesê, maar die ouens wat by die laaste avondmaal om Jesus se tafel gesit het, was ook maar nie wonderlike mense nie. Daar was 'n Judas en daar was 'n Petrus en daar was 'n Johannes en daar was 'n Thomas en oor elke een het ons 'n donker kant te sê. So, dis ook maar nie wonderlik nie. En wat gebeur hier? By die nagmaal, wonderlike ervaring, kroon op die kop, beklei hulle, oor waar sit wie om die tafel. Kyk, daar het 'n onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Dit gebeur van die begin af in die kerk. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, konings speel oor hulle baas. En die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Ons gaan nou daaroor praat, maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees. En die een wat die leier is, soos die een wat dien. Vers 27. Wie is die belangrikste? Die een wat aan die tafel is, of die een wat bedien? Tog hy wat aan die tafel is, nie waar nie, maar ek is in julle kring soos die een wat dien.
vers 28. Julle is die mense wat in my beproewings altyd deur by my gebly het. Net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle. Ons is koningskinders, ons is geërf, sodat julle in my koninkryk aan die tafel kan eet en drink. Onthou aan Daniël, wat by die tafel van die koning gaan eet. Dit is die grandouers, dis die mynpeanuts, dis die leiers, en op hulle trone kan sit, om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Goed, kom ons gaan pak net gou daai teks 'n klein bietjie uit. Nou wat ons nou hier het, is, wat is die raamwerk? Ons kry net, ek weet dis herhaling en herhaling, maar dit is vir my so belangrik, dat dit nie net 'n preek is, of net 'n teks, en dan volgende Sondag is weer kerk, en volgende Sondag nie. Ons moet van 'n plek af gaan, na 'n bepaalde plek toe. So kom ons kry die totale raam. Binne in die raam, het ons kerk. Wat het hier gebeur? Ons het die kerk hier, wat ons dan nou die nagmaal gaan vier. So ons het nou die voorbereiding gehad, in die hele Augustus, bestaan uit 5 Sondae, het ek getel. Die eerste 2 Sondae het ons die voorbereidingsdiens gedoen, né? En die voorbereidingsdiens is om betyds te wees. Ek dink ek het, kom ons kyk, wat is my volgende prentjie? Daar is die Augustus, daar is ons die eerste Sondag, tweede Sondag, derde Sondag, vierde Sondag, vyfde Sondag. Daar het ons begin met die voorbereiding, né? Betyds. Ons het gekyk, dit was die tyd nou. Die Here het sy volmaakte tyd. Ons het 'n bietjie grappender wys gepraat. Ek sê altyd vir mense, as jy ek snaaks is, dan moet jy my ernstig opneem. Dan moet jy mooi kyk. En ons het gesê, hoeveel bruide ek al getrou het, hulle het 'n jaar berei vir die trou, en dan kom hulle laat. Ken jy glo? En ons moet dit nie met die wederkoms gebeur met ons. Dat ons hele lewe voorberei, en dan is ons laat. Of ons sit die pot mis. So, dis geweldig belangrik, dat ons enige tyd gereed is, dat die Here ons kom haal. En toe het ons gaan kyk na 'n plek, wat ingerig is, hoe die Here die laaste avondmaal ingerig. OK, ons moet ingerig wees, daar moet alles wees wat ons nodig het. Het ons die Here Jesus aangeneem? Het ons lewe in sy hand gegee? Het ons die pad geloop? Dit gebeur nie outomaties nie. OK. En dan op die 16 Augustus, het Marianne vir ons die kerk voorberei. Ons het die tafels gedoen, sy het 'n paar manne gekry, en vroue wat haar gehelp het, wonderlik. En ons het gaan sit aan die nagmaaltafel. En aan die nagmaaltafel het ons 2 goed geleer. Die Here Jesus gaan sit en hy gaan sê, ek het so uitgesien om saam met julle die nagmaal te vier. En ons dink, liewe lofende, dis 'n klomp Lukas, dis 'n klomp snaakse mense. Judas is besig om hom te verraai, Petrus gaan hom verraai, Thomas is ongelowig, daai 2 staan stry oor wie sit waar, en hy sê, hy het uitgesien, maar ons vergelyk dit met 'n pa, met kinders, jong, hulle is die een sit in 'n varkhok, en die ander een sit met 'n bek by die huis, maar almal sit om die tafel, ons gaan nou braai, en is vir my so wonderlik, om saam met julle te eet. Hoekom? Want ek het gekom, om hierdie donker kant, hierdie duisternis, hierdie gebeklei met mekaar, en hierdie ongelowigheid, en hierdie agteraf, en hierdie almal van ons het eelte, om hierdie goed deur te werk, om hierdie duisternis die lig in te bring, en die duisternis kan die lig nie uitdoof nie. OK, en nou is ons by die 23ste en volgende Sondag. Daar die ouetjie met die verkyker wat sê, wat is die nabetragting? Kom ons kyk na die nagmaal en wat
maak ons met die nagmaal. En ons gaan vandag kyk na die koninkryk van God, wat ons erf, en volgende Sondag het my wiele amper pap geraak. Ons moet weer tot geloof kom. Ons moet weer, hy sê dit vir die gelowiges, dat ek bid nou al, dat jy weer tot bekering sal kom. En dit lyk asof dit nie net 'n eenmalige situasie is nie. OK, dit is dan ons raamwerk waarin ons vanoggend ons lering kry. Goed, wat se ding is nabetragting? Nou was ek bietjie skelm. Ek het vir die ou mense gevra, as julle nou so van die plase afkom, baie moeite doen, en in die ou dae het hulle die donkiekarre opgespan en die perdekarre opgestaan, later hulle met karavane gekom, later het hulle selfs, onthou julle, dorpshuise gehad, of dorpswoonstelle, of dorpskamers, dit kos 'n klomp geld, en al die moeite om te kom. En dan kom julle hier, en dan is dit kerk van vanmorgen tot vanaand. Dis voorbereidingsdiens, dis nagmaal, dis kinderdiens, dis kerkraadvergadering, dis alles, en dan die nabetragting. En toe vra ek, en wat is nabetragting? Wat het julle gedoen? Toe sê hulle, ons het geslaap, en dit was nou moeg, want het was Sondagmiddag 3:00, gemens kan wakker bly op 'n Sondagmiddag 3:00 met nabetragting. So ons het nie 'n idee. Amper seker cooking clue, maar een oom het gesê, dominee praat nie so nie. So ons het nie 'n idee wat is 'n nabetragting nie. Nou kom ons kyk eintlik. Wat is 'n nabetragting? Nou eintlik is 'n nabetragting 'n groot storie. Nommer 1. Dit sê dankie, soos ons nou vanoggend in ons gebed gedoen het. Ons sê baie dankie, want dit is 'n heerlike voorreg om deur iemand uitgenooi te word en sê, ek verjaar, of ek het my anniversary, of kom braai by ons op die plaas, kom kuier sommer 'n vakansie, is wonderlik. Ek het nou gister 'n troue gehad. Ek het so mense in die suide gesoek, want hulle oorbly. Gister toe's almal daar. Toe sê hulle, jy moet kom. Toe sê ek, dis te laat. Daar betyds, né? Ons is terug van Kalahari. Toe's al die hele 2 riviere, al 2 mense van 2 riviere is daar vir die troue. Want dit klink vir my, daar's net 2 mense wat daar bly. Maar hoe dit ook al sê, jy moet kom, ons sal vir jou die Kalahari wys. Wat 'n heerlike kuier. En ons kom sê, baie dankie, dat die Here ons goed genoeg vind, om te sê, kom sit aan die tafel, kom eet, en ek het so uitgesien, om saam met julle, dit te kan beleef. Die tweede een is om te gaan kyk, wat het daar gebeur, en wat maak ons nou daarmee? Is nie net iets wat verby is nie. Wat maak ons met die volgende jare, na ek verjaar het, die nuwe lewensjaar, wat vir my voorlê? Wat maak ons as ons 'n anniversary het, of wat maak ons met die nagmaal, nou wat ons verder gaan? Die derde een is, daai heerlikheid, ek is genooi. Wie wat beteken dit om genooi te wees vir ete? Ek behoort aan hierdie mense. Dit is my kring, dit is my mense. Ek is deel van die royals. Ek is genooi na hulle troue toe, of ek is genooi na hulle groot ete toe. Ek is spesiaal. Ek is 'n koningskind. Ek behoort aan God en sy kerk en die gemeente. Ons kan so maklik sê, sê vir my belangrik. En as jy nie maak soos ek sê, dan gaan ek sommer na 'n kerk toe. Maar as die dag as die kerk toemaak, dit is moeilikheid. Dit is moeilikheid. Ek het altyd vir Isaan gesê, hoekom moet 'n mens geld hê en so baie betaal vir 'n posbus? Wie stuur nog briewe en goeders? Gaan maak nou 'n bankrekening oop en kyk jy, hoe kry jy een oop sonder 'n posbus? Ons het 'n ou gehad wat daar in Windhoek, het hy 'n blanke ouetjie wat in die dromme gekrap het. Sy ma, toe hy 12 was, is sy ma dood. Sy het voor hom in mekaar geval van rooiwyne en nou. Ek weet nie of sy dit saam gedrink het op apart nie, maar dit het haar doodgemaak.
En toe het pa gesê, nou is ma die pad uit, nou hoef jy nie skool toe te gaan nie. Toe sy uit die skool uit, en toe het hy in die kuierhuise groot geword met Coke and chips terwyl pa die meisies entertain. En so het hy groot geword en hy het niks gehad en het in die strate beland en hy het die dromme uitgekrap. En ons het hom gaan optel en ons het hom gevat en nou het hy vir hom 'n werk gekry en ek het daar agterkamer by my huis ingerig en hy daar ingetrek tot ons spuit. Maar in elk geval, en toe moet ons nou vir hom 'n rekening oopmaak by die bank want die mense betaal die kontant uit nie. Hy het nie 'n posbus nie, hy het nie 'n ID nie, hy bestaan eintlik niks nie. Hy sê, ek is niks, ek het niks, daar is niks. Hier kom die Here en sê, jy is nie wees nie, jy behoort aan God en aan sy kerk, aan sy huis, sy familie. En daarom is jy 'n vriend van Jesus. Hy ken jou by jou naam. Die dag as jy voor die poorte staan, ken hy jou by jou naam. Die vraag is, ken jy hom? Dis die vraag. Goed, so die nabetragting gaan oor twee goed. Oor die koninkryk van God, dat ons deel is van hom en dat ons aan die tafel uitgenooi is om saam met hom te kan sit en dat ek weer, soos 'n Petrus, Judas het sy eie lewe geneem, maar soos 'n Petrus en 'n Johannes en 'n Thomas kan kom en omdraai en sê, my Here en my God, ek behoort. Goed. Kom ons kyk nou na die teks. Wat gebeur hier? Nou sal ons sê, maar dis nou koningskinders en hulle is so grand en hulle is so wonderlik en hulle is so heilig en so aan. En na hulle geëet het, dan beklei hulle met mekaar, daar's 'n oneenigheid. So dis dadelik 'n antiklimaks. Mens verwag baie meer by kinders van die Here. Mens verwag nie by kinders van die Here om so aan te gaan nie, en te kere te gaan nie. Net die feit dat jy al 'n plek het om die tafel, is al 'n wonderlike ding. Nou staan en beklei jy oor waar jy sit, jy weet. Hulle het eendag afkondigings, ek en Marianne het geweldig, julle sal nie dink hoe dit is nie, maar vir ons het ons kou naels en ons het maagsere, né? Want ons weet nie wat om op die bord te skryf nie, want wat ons daar skryf en wat julle lees, is twee verskillende goed. Nou het hulle eendag, het twee mense getroud, soos wat julle nou by die liefeneet gesien het. Nou is op die afkondigings, Piet en Sunny is nou getroud, en so het hulle nou tot die einde gekom van hulle lang vriendskap. So lyk die afkondiging nou. En dit kan gebeur, dat wanneer ons aan die nagmaaltafel sit en ons is nou vol deel van die kerk, wat gebeur as kinders die pad geloop het van belydenis in sonnaskool en dat hulle belydenis van geloof afgelê en dan pip, dan is daar niks oor nie, né? Ongelukkig. Die koningskap in die wêreld beteken dat jy 'n koning word. En wat is ons grootste frustrasie, mag ek dit sê, vanoggend? Mense kom en sê, ek sal 'n burgemeester wees. Of mense kom en sê, stem vir my, dan maak ek hierdie munisipaliteit reg. Of stem vir my en ek word die president van hierdie land. Stem vir my en ek word 'n minister. En wat sê die Bybel? En ek sal weldoener wees. Ek sal dit doen wat julle nog altyd wou gehoop het. Stem vir hom en wat gebeur? Niks. Of nog erger. Hy vat ons van bad na worse. En dis die Bybel wat so sê. Julle is weldoeners, maar wat gebeur? Julle stap met krone op julle kop en spog en doen niks. Gebeur niks. En dit is wat hulle van die kerk ook sê, dat julle word kinders van die Here en julle noem julleself Christene. Maar is niks. En is toe wat Jesus sy toga uittrek en sy voorskoot aantrek en begin om
om voete te was. Want dis 'n koning wees. Dis Christen wees. Dis 'n minister. Dis 'n burgemeester. Dis iemand wat op die raad sit, wat sy voorskoot aantrek en sê, ek werk voor, ek vee die strate, ek maak skoon, ek loop voor en julle kom agterna. Goed. Nou wat gebeur as jy koning word? Dit is nou 'n foto van hoe dit in die ou tyd gebeur het, dat hulle jou olie gesalf. 'n Salwing. Vandag sit hulle kroon op jou kop, kry nie eers 'n kroon nie, hy pas. OK. So in die Ou Testament wat het gebeur? God roep vir Abraham om die hoof en die pa van die gelowiges te wees, die vader van die gelowiges. En Abraham kyk en hy sê, ek het nie kinders nie, kyk 'n bietjie rond, dan sal jy nie kinders hier sien nie. En dan sê die Here, jy gaan kinders hê soos die sand aan die see, soos die sterre in die hemel. Julle ken die geskiedenis. Daarna kom Isak, en hy moes amper vir Isak offer. By die 99,9 draai hy om. En hierdie Isak kry 'n tweeling, wat mekaar al binne in die maag begin skop en tekeer gegaan. Wie het gesê, dis 'n maklike pad. En dan kom Jakob, en hy kry 'n vrou, en soos ons gesê het, is soms soos by Pep Stores te koop, jy koop een, dan kry jy een op special. Sit hy met 2 vrouens. En dan kry hy kinders by die vrou, en by die bediende, en by die slavin, en by dit, en dit is so 'n hele maatskaplike keis. Maar dan kom die Here, en hy vat hierdie maatskaplike keis, en hy sê, dit is die 12 stamme van Israel. Ek vat hulle, en ek loop met hulle pad. Ek loop met hulle pad. Hulle is miskien Palukas, maar is my Palukas. En ek maak van hulle volkleiers, kerkleiers, landsleiers. En ons stap die pad. OK, goed, ongeag. Dan blaai ons na die Nuwe Testament toe. Wat beteken dit? Is amper te groot om dit in te neem. Jesus as middelaar. Wat maak hy? Dis nou nie meer jy's 'n Jood gebore en jy's besny nie, maar hy vat dit en hy maak van jou die boom van die lewe, koningskinders, en hy sê, gaan bring die evangelie, maak disippels van alle nasies. Maak die koninkryk van God in hierdie wêreld, deurbreek dit. Eet en drink julle koningskap en julle heiligheid by die kerk, en dan stap jy uit met 'n voorskoot, en dan gaan bedien jy die wêreld. Ek het nou die dag 'n begrafnis gehou van 'n man wat die Here baie lief was, en alles wat in die hande het, was 'n baie goeie mechanic. En ek het daar gesê, en dit het tot my gedagtes gekom, is, ek en jy moet mechanics word in hierdie wêreld. Dat alles wat mense afgebreek het, weer reg te maak, sodat ons kan wees, sodat ons herskep kan wees tot dit wat God vir ons bedoel het. Nou is ek klaar gepreek. Nou is die vraag, hoe doen jy dit? Hoe doen 'n mens dit? En Stefan Joubert het my nou die dag 'n bietjie gehelp, en ek vloek so 'n bietjie met sy osse. Hy sê, daar is soos maar net 'n mooi prentjie om te sê, dit wat die wêreld stukkend geraak het, moet ek dan my tools vat as koning, en ek moet mense kom herskep. Nie net mense, nie dorp, alles moet ek herskep. OK, nou is die vraag hoe. Stefan sê, ek het hier 'n paar kaarte gebring, kan jy glo, in die kerk 'n paar kaarte. Stefan sê, ons moet ons kaarte reg speel. OK, nou ek kan nie goed speel nie en glad nie poker nie. Maar as jy nou 'n paar kaarte het, dan word die paar kaarte uitgedeel. En hoe meer hulle die kaarte uitdeel, hoe meer hang jou gesig. Want hoe die ou dan nou gedeel, dat ek die slegste kaarte kry. OK, goed. So, die eerste kaart wat ons kry, kom ons stel hom op, dat julle sien, ek is nie skelm, ek gaan nie 'n triek maak nie, hoor.
Ek vat hom sommer van bo af. O my aarde. Waar gaan ons met hom? Die Here het vir jou in Namibië geplaas. Nie in die Alpe nie in die Groen Kaapstad nie in New York, waar daar baie geld en baie geleenthede is nie, in 'n land wat vir jou mooi is, dan kom die ouens en sê hulle, waar's die mooiheid? Toe ek met die Zaan uitgegaan het, ons kom hier en dan sê sy, o, dit is so mooi, dan sê ek, niks, jy gaat niks aan nie. Maar ry ons daar by Kalkrand, Isakos, en sê sy, dit lyk pragtig. Ek het dit my baie jare gevat om die pragtige raak te sien. Ek en jy is geplaas in Namibië. En ek en jy is koning vir Jesus in sy koninkryk in Namibië. Kom ons trek die volgende kaart. Okay? Volgende. Gobabes. Iemand sê nou die dag, weet jy, hulle het vir Gobabes op Kwela gesit. Hulle het definitief nie die strate gesien nie. Okay, alright. Dis vuil, dis die mekaar, daar is die ligte nie, en die paaie kan jy omtrent nie ry nie. Maar die Here het jou daar geplaas. En daar moet jy besigheid doen, lewe en herskep. Goed, kom ons kyk die volgende kaart. Gaan nie beter nie. Right, waar in die lewe is jy op hierdie oomblik? Is jy maar net 'n klein seentjie wat sê, was my voete ook? Of is jy 'n kind wat sukkel om deur te kom op skool, want die skool is nie vir jou lekker nie? Of is jy 'n middeljarige man wat met 'n vrou sit en 'n kinders en jy moet hulle aan die lewe hou, maar jy kry nie werk nie en hulle betaal ook niks nie en jy moet sukkel? Of is jy al afgetree en jou pensioen maak dit nie? Of is jy bejaard en jy sukkel in 'n rolstoel? Waar in jou lewe is jy op hierdie oomblik? Is nie veel nie, maar die Here het jou koning gemaak vir daar waar hy jou geplaas het. Dankie Marianne, want ek het nou net een hand hierso. Right, volgende een. Waar is my sosiale lewe? Hier's 'n hartjie. O, so 4. Is ek getroud? Of is ek geskei? Of is ek 'n weduwee? Of is ek soos 'n Lia wat in 'n liefdelose huwelik sit? Wat is my situasie waar ek op die oomblik is? Ek kan aan baie dinge dink wat dalk beter sou gewees het, 'n jonge vrou of 'n ryker man of meer kinders of minder kinders of minder moeilikheid. Maar dis my situasie waarin ek is. En God het jou daar geplaas om jou verandering te maak, jou herskepping. Want dis jou roeping as koningskind. Kom ons kyk. Okay, wat is jou ekonomiese situasie? Is jy werkloos? Huisloos? Of verdien jy baie min, nie genoeg om jou lewensonkoste te maak nie? Leef jy op die enkele bietjie rente van jou pensioen en die inflasie vreet dit op? En as jy baie oud gaan word, dan wat gaan dan van jou word? Baie mense wat baie bekommerd is oor, gaan ek dit maak? Maar die Here sê jy's 'n koningskind en binne daai dun beursie en binne daai swak ekonomie moet jy vir my 'n koningskind wees. 7 is 'n volmaakte getal. En waar is jou geestelike lewe op die oomblik? Behoort jy aan 'n kerk of behoort jy aan niks? Behoort jy in die NG Kerk? Hulle is so baie moeilikheid in politiek en is 'n gay storie en dit is abstig en die een gaan sound toe en daai ander en niemand is lus vir 'n sirkus nie. En is nie lief vir die NG Kerk in elk geval nie 'n mooi goeie naam nie. Is dit waar jy is en waar jy wil wees? Is jy al by die Here Jesus? Waar is jy in jou geestelike lewe? Okay. Maar dan het ek gaan lees, want ek het nie geweet nie. Toe sê hulle,
Wat is dit? Royal Flush in poker. Wat is 'n Royal Flush? Wie speel poker? Nou, niemand gaan sy hand opsteek nie, want hy's bang ons sien jou. Okay, maar ek het gaan oplees, 'n Royal Flush in poker is dat die Here Jesus gee vir jou die volmaakte. Wat is jy as 'n koningskind? A. As jy 'n A in jou hand het, die eise, dan eet jy en drink jy aan die tafel van die Here Jesus, die koning van sy koninkryk en die koning van Namibië en die koning van Gobabis en die koning van die lewe. En skryf Paulus uit 'n moedershand, wat nie net 'n koning is nie, maar vir jou versorg, met 'n sagte hand jou dra, optel, jou sere soen, hoe sê my kleinkinders, my oudsie, as jy uiteindelik gekry het, om dit te soen, om saam met jou die pad te stap en te begelei, sodat jy 'n volmaakte mens kan wees, ten spyte van alles. En daarom het die Here ons geroep as koningskinders, om jou voorskoot aan te sê, ongeag in hierdie plek, dis nie die wonderlikste land nie, kom ons sê dit vir mekaar, hulle politiek is nie die wonderlikste nie, ons bly nie in 'n Kwela dorp op die oomblik nie, ons bly nie in 'n Kwela straat nie, ons bly nie in 'n paar miljoen rand se huise nie, ons het nie die dikste beurs nie, ons het ons huislike issues, maar ons het 'n vol hand in die hand, want Jesus sê, ek is alles, en ek het van mense uit Egipte se slawerny, het ek gevat tot 'n land van melk en honing. Ek vat 'n dronkie, 'n dwelmverslaafde, ek vat iemand wat totaal in 'n varkhok is, en ek vat hom terug in die paleis in die hemel op 'n koningstroon. Dit kan ek doen. En ek gebruik jou om vir Namibië, Gobabis, huwelike, huise daar te kry. Ek en jy is die mechanic. Kom ons bid saam. Nou bid ons Here, dis nie sommer maar net en toevallig in 'n noodlot, dat ons op hierdie stadium, op hierdie tyd, op hierdie plek, in hierdie omstandighede is nie. Help ons soos 'n Batsheba, om ons kroon op ons kop te sit, ons voorskoot aan te trek, en 'n mechanic te word, in die koninkryk, u goddelike koninkryk. Amen. Jy kry die geleentheid om die Here te dien met jou liefdegawe.
Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons kan dien. Sê vir ons lekker nie. Ons is van nature vraatsugtig, eersugtig. Ons stry en beklei oor wie die meeste geld en wie sit voor in die koor en wie is die belangrikste. Maar as dit kom by werk as ons bietjie lui. Here, deur u Heilige Gees lei ons om met eer, heerlikheid te kan dien. Amen. Baie dankie. Ons het geleer dat deel van die nabetragting is om 'n vriend van Jesus te wees. En ons vriendskap leer ons van God se vriendskap met ons. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Nou, dit is nou weer twee maniere om daarna te kyk. Daar was 'n gemeente wat 'n vreeslike treurige dominee gehad het. En elke keer sy beroep kry, dan sê hy dat, jy weet, hy moet maar bly. En toe eendag toe sê hy dat Jesus vir hom gesê het, hy moet gaan. En toe staan hulle op, toe sing hulle ook, wat 'n vriend het ons in Jesus, want hy gaan nou. Maar ons gaan hom nie nou so sing nie, hoor. Ons gaan sing dat hierdie vriend leer ons om ook 'n vriend vir Gobabis te wees. Vriendskap, liefde.
laaste oomblik in mekaar se sonneleen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees leer my en jou om in mekaar se skoene te kan leef. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. My kind onthou, ek is altyd daar. Baie dankie, mag jy 'n geseënde week hê. Ons het ongelukkig nie tee nie, want ons krag is eintlik af. So gaan nooi maar mekaar. Baie dankie.